meer battery lei. Ek moet net sien vir tyd. Kind hou vol. Ons gaan in Clarence hierdie windpomp opsit. Ons is nou so 100 myl van die huis af, 8 kilometer van die huis af weg. Het gou vir ons stilgehou om goed te eet. Dat ons kan wegkom. Ja, en die lekker brood en vis. En een smal breed. Op pad Visburg toe staan hierdie windpomp. Hy was een van 4 wat uit 'n landbouweekblad bekendstelling opgerig is. Af van bo af afgekom. Ons moes 'n wye draai deur die landery om eintlik hier uit te kom. Sien die stiltes af. Nou in hierdie vallei af. Bietjie verder druk. Hier is nou die dam waar ons nou die pomp gaan opsit. Onderkant hierdie wal waar ons nou die pomp sit. Dan moet hy oppomp daar na boontoe. Die opstal is nou agter hierdie bome. Hier vanaf moet die windpomp nou sy water opstoot. Ver is. Omtrent 'n kilometer hier vanaf en seker meer as 100 meter hoog wat hy die water moet uitdruk. Die gebied hier so het valleie en berge en Simaluti gedeelte hiervan. Terwyl hulle nou die gate grawe, is ek besig om my wiel hier een kant aan mekaar te sit. Wat ons grawe is al besig om vol water te syfer. So die ou se pote moet maar taamlik groot ingelê word. Ons die sand en die klippies in die berg afrem met die bakkies so vraggie vir vraggie. Ons is nou besig om die torentjie op te tel. Hy het ons amper gewen. Toe het ons so 6 meter van die voet af en 6 meter weg van die toring af ingekap. En daar staan hy. En die toring lekker solied en regop. Hier wegstoot. En net die pote se aansit. Hier word droë sementgate gevul. Want die gate is behoorlik vol water. Ou Hans staan mix net vir ons die gate se inhoud. Pad vanaf Bethlehem na Clarence toe. Dan kan 'n mens net kyk hoe mooi lyk die wêreld hier rond. Behoorlik. Het gaan nou 'n bietjie in die son op. Ek sal maar terugdraai. Ja, hier staan 'n windpomp wat 'n bietjie die wêreld aanbid. So gaan hulle vir die Yatsada knak. Kyk, sy stert is nog oranje en hy lê al klaar in die grond. Een van die randjies wat behoorlik gekloof is, 'n man sal self wonder wat hier gebeur. Majestueuse berge, rotse en kraanse. Natuurlik amper maar soos die Golden Gate ook maar is.
af van die bootkloofie. Daar in die agtergrond lê Clarence. 'n regte vakansiedorpie. Jy sien amper die gewone huise en dit is meestal vakansiehuisies. Jy kan sien die mense kom span. Ons is nou besig om die ewenaar op te sit. Word met die kettinge by die poelie gevang. Kan jy optrek julle, wat staan kyk julle? Nou is die ewenaar vastgesit, reg vir die wiel om op te kom. En die wiel is nou heel aan mekaar gesit en gereed om op te trek. Nou ja, daar gaan die wiel. Compleet aan mekaar gesit. So, nou is alles op, nou ons is aan die aftakel. Ek wil nog graag alles afgeneem het, maar nou ja, kan nie alles doen nie. Ons nou die suiweringsslootjie maak aan die water toe, en dan kan die windpomp nou sommer sy water in die dam staan. Het nou 'n gat gegrawe. En hy word nou daai deel met klip gevul. En daar staan die maspyp of die boorgat eintlik. En dan hier word nou met sand gevul. Dan filtreer die water deur so en so. Hier is jou silinder. Hy is skaars groter as 'n tang in sy lengte. En hy is in staat om vir jou 8000 liter teen 600 revolusies per minuut te gee. Ja, nou is die windpomp klaar. Maar is son onder, ons kan nie hakie, want die sement is nog te nat. Ons gaan nou maar eers huis toe. Vaarwel.